Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom by die uitsending van hierdie woordverkondiging vanmôre. Ek wil ook baie welkom sê aan besoekers van ander gemeentes wat ook saam inskakel en saam deel aan ons woordverkondiging. Vandag het ons weer 2 uitsendings, vanoggend en dan ook vanaand gaan Dominee Daan Bakker vir ons ook voorgaan in vanaand se woordverkondiging. Maar vanmôre gaan ons 'n bietjie fokus op dit wat ons nou in hierdie Grendeltyd beleef, en die tema van die prediking is: kyk deur God se oë na jou swaarkrytyd en skep moed. Kyk deur God se oë na jou swaarkrytyd en skep moed. Kom ons sing vooraf ook 2 liedere wat ons hierin kan begelei en wat ons met vreugde ook voor die Here kan sing. Eerstens is lied 525. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U my die hart. En ook later sê ons, ja, ons weet ook in ons leed, leef ons onder U genade. Ons sing hier vers 1, 2 en 3, en dan ook uit lied 577. Dis 'n ander beruiming van Psalm 23, pragtige beruiming. Al lê daar donker dieptes voor, tog hoef ek nie te vrees nie, want U is by my, en in U hand sal ek steeds veilig wees. Dis eers lied 525, 3 verse, en dan lied 577, ook 3 verse. Kom ons sing dit heerlik saam.
Kom ons bid nou saam om die seën van die Here en dan gaan ons saam sing uit Psalm 146 waaroor ek nou sal praat. Kom ons sê en ons verklaar, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Mag die genade en vrede van God ons Vader in Jesus Christus vanmôre by elkeen van ons wees. Amen. Kom ons loof die Here verder uit Psalm 146:2, dis die Kloeteberuiming. Ons sing daar vers 1, 4, 5 en 6. Prys die Here, loof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig, loof en prys hom. Kom ons sing dit saam. Ons gaan vanmôre in die prediking kyk na die swaar kry tye in ons lewe, ook in hierdie Grendelstaat wat ons nou beleef. Kom ons agter dat mense swaar kry en daarom as ons vanmôre ons geloof wil bely, kom ons doen dit aan die hand van Sondag 10 uit die Heidelbergse Katekismus, wat vir ons ook 'n baie mooi geloofsperspektief hierop gee. En dat ek en jy dit ook weer opnuut met vaste oortuiging kan bely. Die eerste vraag is, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En dan bely ons, die almagtige en alomteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels, asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Nou vra ons, wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? En dan kom ons belydenis. Kom ek en jy bely dit ook nou as ons oortuiging dat ons
in alle teëspoed geduldig, in alle voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in God ons Vader, in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsel so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Dis ons vaste geloof, ook in die tye wat ons vandag belewe. Amen. Ons gaan ons dan nou ook voor die Here verootmoedig aan die hand van sy woord uit 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 vanaf vers 7. As jy saam met my daar wil lees, blaai gerus daarheen. 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. Ons Here Jesus het gesê dat die samevatting van die wet is in die eerste plek liefde teenoor God en liefde teenoor mekaar. En in hierdie gedeelte word dit vir ons verder beskryf. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hierdan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom of in haar. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Kom ons antwoord op hierdie oproep tot die liefdesgebod, daardie antwoord op God se liefde in ons lewe. En ons sing saam uit lied 530. Lied 530, daardie beruiming van 1 Korintiërs 13, die lied oor die liefde. Praat ek mense, engeletale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. Kom ons sing al drie hierdie verse hartlik saam. Amen.
Kom ons bid nou ook saam. Ons Vader in die hemel, wat kan ons vanmôre vir U bring uit dank en erkenning vir die feit dat U ons ontsaglik liefhet. Selfs toe ons nog verlore mense was, in ons sonde vasgevang in die greep van die Satan. Toe het U ons reeds lief gehad. Ons, U skepsels, U kinders. Wat kan ons vir U bring uit dank vir die feit dat U ons so lief gehad het, dat U Jesus Christus na hierdie wêreld gestuur het, om hierdie liefde van U aan ons te kom openbaar. Dit vir ons te kom wys, deurdat ons Here Jesus Christus aan die kruis al die straf van ons sonde op hom geneem het, sodat ons vrygespreek kan word, en sodat ons deur die Heilige Gees gevul kan word met hierdie liefde wat U het, en wat U aan ons gegee het, sodat ons ook waarlik kan lief hê. O Here, ons is so diep bewus van die grootheid van hierdie liefde van U. Ja, ons word al hoe meer daarvan bewus, as ons ook elke dag kyk na ons eie lewe, kyk hoe ons tekort skiet in ons liefde teenoor U en ook teenoor ons medemens. En dat U daarom nogtans vir ons bly lief wees. Dat U liefde vir ons nie ophou nie, en dat ons elke keer maar om Christus ontwil kan terugkeer na U toe en om vergifnis kan kom vra, en weer opnuut kan pleit, vul ons so met die Heilige Gees, dat ons waarlik in liefde kan lewe, dat ons U kan lief hê, dat ons in U kan vashou, dat ons in U kan glo, en dat ons mekaar kan lief hê. Nie net die mense rondom ons nie net die mense in ons families, of in ons gemeente of gelowiges nie, maar dat ons ook verlore sondaar mense kan lief hê, deurdat ons ook aan hulle die evangelie van liefde wil verkondig. O Here, ons kan U nie genoeg dankie sê vir hierdie liefde nie. Veral ook as ons besef hoe dat U uit liefde vir ons, ook in hierdie tyd waarin ons nou is, U liefde op 'n besondere manier aan ons openbaar. Ook deur U woord vanmôre. Ja, dat U ons jammer kry, wanneer ons in beproewings kom. Dat U by ons wil wees wanneer ons swaar kry. En dat U ons met U groot krag wil dra en beskerm en bewaar, ook in tye van swaar kry. En dat U in U liefde ook vir ons perspektief wil bring. Veral in hierdie tyd, wat ons nou beleef as U kerk en as ons land. 'n Tyd van inperking, 'n tyd van ongewone en moeilike omstandighede. 'n Tyd waarin ons nou agterkom, dat dit aan onsself begin raak, aan onsself begin vat. Dis nou al 4 maande wat ons in hierdie ongewone, moeilike omstandighede moet lewe. En daarom, o Here, bid ons. As U ons vanmôre in U woord dan perspektief wil gee, dat ons as ware deur U oë weer na ons omstandighede en na onsself kan kyk, dan pleit ons. Vervul ons so met U Gees, dat ons ook vanmôre weer moed kan skep. Dat ons weer vorentoe kan kyk en kan besef dat ons in U krag kan volhard. En ja, dat U ook 'n goeie bedoeling het met die swaar in ons lewe. Wil U dan nou gee dat ons so op U sal fokus wanneer ons U stem hoor, dat ons werklik waar vanuit ons omstandighede opgelig kan word, om deur U oë ook nuwe perspektief te vind. Versterk ons deur U Gees en woord. Ons vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Kom ons lees saam met die Here se woord
uit 1 Petrus 1, net so 'n bietjie terugblaai, 1 Petrus 1, ons gaan van vers 1 af lees, tot by vers 9, maar ons gaan dan veral vanuit vers 5, 6 en 7, 'n perspektief kry op al hierdie verse, soos wat Petrus dit vir ons hier skryf. Is julle reg? Kan ons maar lees. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Hy skryf aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Dit was nou verskillende streke in Klein-Asië aan wie Petrus dan nou hierdie brief rig. Soos God die Vader dit vooraf bestem het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprenkel te word met die bloed van Christus Jesus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat aan die einde van die tyd gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Eintlik is hier nie heeltemal reg vertaal nie. Eintlik bedoel Petrus, hierdie is 'n rede tot blydskap. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, en luister hierna, sodat dit is ons geloof, lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Geliefde moeders, susters en liewe kinders, soos wat ek met lidmate praat in hierdie tyd, hoor ek uit gesprekke hoe dat ons lidmate en hoe dat mense in die algemeen al hoe swaarder begin dra aan die langdurigheid van hierdie grendelstaat waarin ons bevind in ons land. Kan jy glo, ons is by die 4 maande perk verby. En alle aanduidings is daar dat hierdie grendelstaat en die situasie waarin ons bevind nog vir baie lank gaan duur. Hierdie lang tydperk waarin ons in hierdie ongewone en in buitengewone omstandighede bevind, begin 'n ernstige negatiewe uitwerking toon op mense se gemoedstoestand. En elke nuwe, kom ons noem dit nou maar, inperkingsterugslag druk al hoe swaarder op mense se gemoed. Sommer so op my tong in die kies kan ek maar sê, selfs die grappies op die sosiale media oor die rook- en drankverbod is nou nie meer snaaks nie. En dit help nie om mense se gemoed te verlig of op te helder nie. Die feit dat die skole ook nou weer vir 'n maand moet sluit, is ook nie 'n grap nie. Ons onderwysers en ons ouers en ons kinders vind dit swaar om in hierdie onsekere en wisselende omstandighede te lewe en hulle werk te doen, om dit te hanteer. Die finansiële druk wat die Grendelstaat veroorsaak het, en die slegte vooruitsigte vir baie ondernemings, dat daar eintlik nou nog nie vir hulle hoop is om weer oop te kan maak en besigheid te kan doen nie, dit begin baie swaar op mense se gemoederes
dat mense nie kan werk nie, en dat hulle ook nie 'n inkomste kan verdien nie. Ons sien ook, broers en susters, en dan kom dit agter, dat die swaar impak van die Grendelstaat op ons kerklike funksionering ook sy tol onder ons lidmate begin eis. Dat daar regtig ook emosionele en geestelike skade begin kom, veral aan kwesbare mense, wat in hierdie tyd so die ondersteuning van die gemeenskap van gelowiges moet ontbeer. Jy hoor dat hulle swaar kry daaronder. Daarom, geliefdes, daarom is dit my innige gebed, dat die Here ons vanmôre sal laat moed skep deur die verkondiging van sy woord. Uit hierdie gedeelte wil die Here vir ons weer nuwe perspektief gee op wat ons besig is om te ervaar in hierdie Grendelstaat. Die Here wil ons as ware deur sy oë laat kyk na wat hier besig is om met ons en in ons en om ons te gebeur. Ek is seker, julle ervaar dit ook so, dat ons so oorweldig word deur die negatiewe nuus en die negatiewe gebeure in hierdie tyd, dat ons so vasgevang raak in hierdie Grendelstaat lewe, dat ons maar van dag tot dag voortbeer en ons doen maar wat ons moet doen en ons probeer net in hierdie situasie oorlewe. En dit veroorsaak dat ons perspektief begin verloor. En daarom het ons hierdie goddelike perspektief nodig om weer te kan moed skep in die situasie waarin ons nou is. Die Here wil met hierdie teksgedeelte ons, soos ek gesê het, as ware weer deur sy oë laat kyk na wat hy besig is om te doen en wat hy met dit wat ons beleef wil doen in ons lewe. En dit sodat ons kan moed skep. Dat ons weer vorentoe kan kyk en dat ons kan volhard in hierdie moeilike tyd waarin ons as kerk ons bevind. En daarom is die boodskap vanmôre, as ek dit so kan opsom, kyk deur God se oë na jou swaarkry tyd en skep daarom moed. Moed om te kan voortgaan, om te kan volhard. Die Here wil ons, as ons deur sy oë kan kyk vanmôre, perspektief gee deur ons op 3 dinge te wys. In die eerste plek, die heerlike sekerhede, die vaste grond wat onder ons voet is, terwyl ons in hierdie moeilike tyd is. Dit moet ons raak sien. In die tweede plek, die heerlike krag waarmee ons sal staande bly, en wat vir ons selfs vreugde kan gee binne in hierdie moeilike tyd. En in die derde plek, die heerlike doel, goddelike doel van ons swaarkry tyd, sodat ons kan moed skep. Kom ons kyk dan in die eerste plek, weer vir 'n slag na die heerlike vaste grond, die sekerhede wat God vir ons gee, om mee te leef binne in moeilike tye. Want broer en suster, swaarkry tye laat jou dikwels twyfel aan dit wat jy glo. Dit wat jy geglo het vir jou vastigheid en sekerheid bied. Swaarkry tye laat jou dikwels begin twyfel aan God en aan sy pad met jou. Dat mense die vraag begin vra, gee God werklik om? Is God nog met ons in hierdie moeilike omstandighede? Het God nie dalk van my vergeet nie? En dit is waarom ek is waar ek is nie. Jy begin selfs wonder of die Here nog lief is vir jou en of mense nog lief is vir jou. En daarom het ons nodig dat ons weer deur God se oë net hierdie sekerheid onder ons voete vasmaak. Petrus begin sommer al reeds daarmee in verse 1 en 2, wanneer hy ons in daardie verse sommer 2 keer uitverkorenes van God noem. Ja, God het ons nie vergeet nie, en die Here het ons nie weggegooi nie. Inteendeel, hy het duur betaal om ons sy kinders te maak. Daarom skryf Petrus daar, dat God ons met die bloed van Christus besprenkel het. God het ons deur die bloed van Christus duur gekoop om sy kinders te wees. Hoekom sal hy ons nou vergeet? Hoekom sal hy ons eenkant toe skuif? Hoekom sal hy nie aandag aan ons gee wanneer ons deur moeilike tye gaan nie? Nee, ons is duur gekoopte kinders van God, by wie hy
intens betrokke is. Ja, ons is wel ook vreemdelinge in hierdie wêreld. Met hierdie term wil die Here deur die mond van Petrus vir ons leer dat ons eintlik vreemdelinge in hierdie wêreld is, en daarmee bedoel die Here ja dat daar ook swaar kry tye vir ons gaan wees as sy uitverkore kinders binne in hierdie wêreld. Die begrip vreemdelinge dui daarop dat dis iemand wat nie eintlik regte in 'n land het nie. Dis soos buitelanders wat in 'n vreemde land woon en daar word hulle dikwels onderwerp aan uitbuiting en aan vertrapping en aan mishandeling. En dit sal ons ook te beurt val in hierdie lewe. Dit is deel van die lewe waar ons as uitverkore kinders van God leef. So sal dit ook met ons wees. En daarom, broers en susters, moet dit nie vir ons vreemd of ongewoon wees dat ons nou ook deur swaar kry tye gaan in hierdie Grendelstaat-tyd nie. Ons Vader leer ons hiermee, my kinders. Swaar kry is deel van jou lewe. Jy's my uitverkore kind, maar jy's terselfdertyd ook 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Daar gaan ook vir jou uitdagings wees. Daar gaan vir jou moeilike tye wees as kind van God. Moet dan nie dink dat ek julle vergeet het nie. Moenie dink dat julle nou uitgelewer is aan mense, bose mense en mense wat niks omgee nie, of dat julle uitgelewer is aan die Satan nie. Nee. Julle is my uitverkore kinders vir wie ek baie lief is, maar soms beland julle ook in hierdie moeilike van moeilike tye. En daarom, ek het julle nie vergeet nie. Inteendeel. Ek gee vir julle midde in julle vreemdelingskap, midde in julle swaar kry tyd, gee ek vir julle 'n vaste anker om aan vas te hou. 'n Lewende hoop, noem Petrus dit. Iets waaraan julle met sekerheid kan vashou terwyl julle swaar kry. En wat is hierdie lewende hoop? Petrus sê dat God ons deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit die ware en ewige lewe geskenk het. Dis die sekerheid waarmee ons kan lewe. Ons lewe is vas gewaarborg in Jesus Christus. Hoekom noem Petrus dit dan 'n lewende hoop? Natuurlik omdat dit iets is wat vas staan. Maar dis eintlik omdat hierdie hoop nie iets is nie, maar iemand. Hierdie hoop is Jesus Christus, ons Here. En ons lewe wat in hom gewaarborg is en vas en seker is. Omdat Jesus lewe, kan niks hierdie lewe wat ons deur hom ontvang het van ons af wegneem nie. Nie swaar kry nie, nie boosheid nie, nie onreg nie, nie mishandeling nie, niks kan dit van ons af wegneem. Ons lewe 'n nuwe lewe van sekerheid en hoop omdat Christus lewe. Daarom sê Petrus, hierdie is nie 'n hoop wat kan vergaan soos wat 'n blommetjie kan vergaan nie. Dis nie iets wat van ons af weggeneem kan word nie. Dis nie iets wat kan verdwyn nie. Nee. Dit is nie iets wat vernietig kan word nie. Want Christus is in die hemel. Hierdie hoop word in die hemel vir ons deur die krag van God bewaar. Hierdie nuwe lewe is veilig in die kragtige hande van God. Nou in ons swaar kry tyd en tot in ewigheid. En daarom, broer en suster, wanneer ek en jy hierdie vaste grond onsself toeëien, dan kan niks ons ooit daarvan weer losruk nie. Niks kan ons hiervan wegneem nie. Nie die swaarste van swaarste tye nie. En ons het die sekerheid dat God ons deur hierdie tyd sal dra en dat ons hierdie erfenis eendag sal ontvang, want die lewende Christus kom terug. Dit staan vas en seker. En dan sal hy vir ons hierdie erfenis in besit laat neem. Ek en jy kan dus vashou aan Christus as ons hoop.
Op grond van God se genade is ons sy kinders, lewe ons deur Christus en kan niks hierdie hoop ooit van ons af wegneem. Hoekom nie? Want die tweede saak wat God wil hê ons moet raak sien, is dat hy ons deur sy krag deur hierdie swaar tye sal bewaar en sal dra. Onthou julle, in vers 4 staan daar, ons hemelse erfenis word vir ons deur die krag van God bewaar in die lewende Christus. Maar, dis die tweede saak wat ons nou vanmôre moet raak sien, God sal ons met daardie selfde krag van hom bewaar en deur die swaar tye in die lewe dra, totdat ons dan by Christus kom en die erfenis uit sy hand kan ontvang. Dis die heerlike troos waarmee ons in hierdie moeilike tyd kan lewe. Dat die krag van God ons deur die swaar tye sal dra en sal bewaar. Dis die heerlike belofte waarmee ons kan lewe. Elke dag wanneer ons swaar kry. Wanneer dit vir my voel, ek sien nou nie meer uitkoms nie. Wanneer ek weerloos voel en magteloos voel, dan is God daar met sy twee kragtige hande, om dit nou maar so te noem, waarin hy my dra en my bewaar. Die Griekse woord wat hier vir bewaar gebruik word, is 'n militêre woord wat eintlik beteken, en dit is so pragtig, God kom by my wag staan. Ai, broeder en suster, is dit nie 'n wonderlike troos nie? God kom by my wag staan. Sodat nie die swaar kry nie, nie die beproewing nie, nie die Satan of watter mens ook al op aarde ooit my kan oorweldig nie. Dis soos die psalmdigter van Psalm 34 dit pragtig beskryf. Hy sê, die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Hoor jy vanmôre, broeder en suster? God kom staan wag by jou. God slaan sy engele laar rondom jou op en hy beskerm jou en hy dra jou in 'n swaar kry tyd. Moenie bang wees nie. Moenie moedeloos word nie. Moenie dink dat jy nooit hierdeur sal kom nie. God sal vir jou sorg. Hy bewaar jou. Hy kom staan wag by jou. Al is jy ook oor wat bekommer in hierdie grendeltyd. Al is wat ook vir jou swaar om te deurstaan. Die Here kom staan wag by jou. Hy beskerm jou. Hy vertroos jou. Hy dra jou. Hy gee jou sy krag om te kan voortgaan in 'n moeilike tyd. Wat 'n wonderlike troos bring dit nie vir ons nie. Eintlik sê Petrus in vers 6, dis meer as troos. Hy sê, dis vir jou 'n rede tot vreugde, tot blydskap, binne in jou swaar kry, dat jy mag weet, hier is die Here by my, hy kom staan by my wag, om my te help en my te dra met sy krag deur hierdie swaar tyd. Dis 'n bron van vreugde vir die kind van God, wat in 'n swaar kry tyd leef en swaar kry. Die derde stukkie perspektief, wat God ons wil laat sien, is die heerlike einddoel van hierdie swaar kry tye in ons lewe. Ja, vanuit God se perspektief, vanuit God se oë moet ons probeer raak sien, wat is die Here ook besig om te doen met ons in hierdie swaar kry tyd? Ja, dat God dit ook vir ons tot 'n goeie doel wil laat meewerk. Soms, dit so skrywe Petrus, soms ag God dit nodig om ons geloof aan 'n toets te onderwerp. 'n Toets met 'n baie besondere en 'n positiewe uitkoms. Die woord wat hier in vers 7 vir toets gebruik word, dat ons geloof getoets word, of beproef word, as jy dit dan nou in daai term wil sê. Hierdie woordjie in vers 7 beteken dat iets ondersoek word om die ware karakter daarvan aan die lig te bring. Dat iets ondersoek word of aan 'n ondersoek onderwerp word, aan 'n toets onderwerp word om die ware karakter daarvan na vore te laat kom. Broers en susters,
God gebruik nie die swaar kry tyd om te kyk of jy sal aanhou glo nie. Dis nie wat die doel van hierdie toets is nie. Om te kyk of jy gaan ophou glo nie. Natuurlik sal ons vanuit onsself tou opgooi en moedeloos word en moeg word, maar daarvoor het God nou reeds gesê, dis ek wat julle dra. So die toets is nie om te kyk of jy gaan bly volhard in die geloof en of jy dalk uit die geloof sal val nie. Of jy die geloofstoets gaan dop nie. Nee, dis nie die bedoeling daarvan nie. Wat is die bedoeling? Dis om jou geloof nog beter te maak. Nog sterker te maak. Dis God se bedoeling met swaar kry tye in my en in jou lewe. Om ons geloof beter te maak. Dat alle stukkies twyfel, klein geloof, en selfs dalk ongeloof en ongehoorsaamheid, dat ons geleer word, dat dit uit ons geloof gesuiwer word, dat dit uit ons geloof weggeneem word. God wil die karakter van jou geloof nog beter en sterker maak. Die doel van die toets is om jou beter te maak in die geloof. Daarom vergelyk Petrus hierdie geloofstoets met goud wat in 'n vuur gesmelt word. Die oomblik as goud gesmelt word, dan kom al die onsuiverhede uit die goudmetaal. Alle ander stukkies metaal of onsuivere elemente wat nog in die goud kon wees, wanneer dit warm gemaak word, kom dit los en kan dit geskei word, sodat net die ware goud agterbly. En dis God se bedoeling met swaar kry tyd in ons lewe. En daarom moet ek en jy ook met 'n ander oog kyk na swaar kry tye, ook na hierdie grendelstaat waarin ons bevind. Is dit nie ook God se vuurproef, dat ons in hierdie tyd, dat ons geloof getoets word en in die vuur gesit word, sodat die onsuiverhede wat daar nog in my en jou mag wees, dat dit kan vrykom en dat God ons geloof kan suiwer nie. Iemand stel dit so. Wanneer die goudsmid in die suiwer goud wat hy warm gemaak het en daai suiwer goud is daar in die houe, wanneer hy sy eie gesig daarin kan sien, soos in 'n spieël, dan weet hy nou is dit suiwer. Nou het die toets sy doel bereik. Dan is hy tevrede. En is dit nie presies wat God met my en jou geloof wil bereik nie? Is dit nie presies waarvan Paulus in 2 Korintiërs 3 skrywe, as hy sê, dat ons deur die swaar kry tye, dat die heerlikheid van Christus al hoe duideliker in ons sigbaar kan word nie? Dat Christus se beeld uit die goud van my geloof kan skyn nie? Is dit nie 'n heerlike toets nie? Waarin God ons onderwerp, ook deur swaar kry tye nie? Dit is wat God besig is om te doen. Ook in hierdie grendeltyd wat ons as gelowiges moet belewe, ook in die tyd wat ons as kerk beleef as swaar, maar ook vir jou en jou huisgesin, dit wat julle miskien nou as swaar en moeilik in hierdie tyd beleef. Dis God se doel daarmee. Dat Christus suiwer uit my en jou geloof na vore kan kom. En daarom, broers en susters, daarom moet ons ook anders kyk na swaar kry tyd in jou lewe. In swaar kry tye leer ons ander dinge oor onsself en oor God en oor ons geloof. En dis nodig dat God ons dikwels aan swaar kry tye onderwerp. Want dit is wanneer daardie dinge na vore kom, wanneer dit uit die goud van ons geloof gesuiwer kan word, wanneer ons dit kan raak sien en dit kan leer, en dat ons geloof sterker en suiwerder en beter kan word. Dis God se bedoeling daarmee. Ons kan sien hoe hy ons geloof wil suiwer en beter wil maak. En, nou sê Petrus, ook dit, hierdie feit dat God dit besig is om dit met my en jou te doen, dit is 'n bron van onuitspreeklike en heerlike blydskap. Here, moet my nie verbygaan met 'n toets nie. Ek wil hiervan deel wees. Ek wil gesuiwer word, ek wil gelouter word. Ek wil ook hê, Here, dat U my geloof beter maak.
En daarom, as daar 'n swaar tyd in my lewe kom, leer my Here om dit so te verstaan en dat ek met geduld en volharding daardeur leef, want ek weet wat is U besig om met my te doen. U suiwer my geloof. Dis die toets van die swaar kry. En daarom Here, wil ek nie hierdie toets misloop nie. Kan jy nou sien dat ons ook anders moet kyk na hierdie Grendelstaat? Of na enige ander beproewing wat die Here ook in ons lewe bring? Dat ons dan kan volhard, omdat ons met ander oë nou daarna kan kyk. Want God is besig met ons. En wat gaan die resultaat van die toets wees? Wanneer ek en jy ons met geduld en met volharding aan God se toets onderwerp, wanneer ons met geloof oorgee in sy hande en vasgryp aan sy genade en aan sy krag, sodat hy ons kan dra deur die swaar tyd. Wat is die uiteinde daarvan? Wat is die uitkoms van die toets? 'n Goddelike beloning. Ja, dis waar. Kyk mooi wat Petrus skryf aan die einde van vers 7. God wil jou geloof suiwer. Hy wil daardie ware karakter van jou geloof na vore bring. Hy wil dit versterk en hy wil dit verbeter, sodat dit met die heerlikheid, met die wederkoms van Christus, lof, heerlikheid en eer waardig mag wees. Wat beteken dit? Kom ons stel dit andersom. Wat God wil bereik met die swaar tyd in my lewe as die toets, is sodat hy my, wanneer ek daardeur volhard en saam met hom daardeur leef, dat hy by die wederkoms van Christus, as ek voor hom gaan staan, dat hy vir my as sy kind kan sê, ek loof jou. Ek prys jou vir jou geloof. Dat is die waarheid, broeder en suster. Daar staan dit letterlik, dat my en jou getoetste, beproefde geloof, lof, heerlikheid en eer waardig mag wees met die wederkoms van Christus. Is dit nie maar presies wat ons Here Jesus in Matteus 25 ook geleer het nie, met die gelykenis van die goue muntstukke? Dat hy daar vir die een wat met sy 5 muntstukke geleef en gewoeker het, dat hy vir hom gesê het, en dat hy aan die einde hoor, mooi so, my getroue en my goeie diensknegt. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Wil jy dit nie ook eendag hoor nie? Ek wil dit graag hoor. Ek wil graag hoor dat my geloof se ware karakter deur die genade van God in Christus aan die lig gekom het in die swaar tye van my lewe. Dit gebeur omdat God my daartoe dra en my vashou deur sy gees en my lei. Sal ek en jy dit kan hoor? Ja, ons sal. Petrus sluit hierdie verse af deur ons vas te bind aan Christus. Hom het ons lief, sê hy, al sien ons hom nie nou nie. Deur in liefde met Christus te lewe elke dag, deur elke dag aan ons Here en ons Verlosser in die geloof vas te hou, sal ons dit kan hoor. Want hy is die sleutel wat al die sekerhede en al die krag van God in ons lewe ontsluit. Hy is ons lewende hoop in die hemel. Hy is die erfenis wat daar vir ons wag. En deur aan hom vas te hou in geloof, sal ek en jy ook hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor min was jy aangestel, oor baie sal ek vir jou gee. Alleen in en deur Jesus Christus, en my en jou vashou mee aan hom, en ons lewe in en deur hom, kan ons dit hoor en sal ons dit hoor. Daaraan hoef ons nie te twyfel. Daarom sê Petrus, wanneer ons oorgegewe aan Christus lewe, wat sê hy? Ons gaan dit nie net eendag hoor nie. Hy sê, deel ons nou reeds iets van hierdie heerlike erfenis wat Christus vir ons in bewaring het. Broeder en suster, ek sluit af. Word die Grendelstaat tyd vir jou moeilik? Belewe jy op een of ander manier dalk 'n swaar beproewing in jou lewe? Begin die Grendelstaat sy tol eis in jou en jou gesin se lewe? Skep moed, sodat jy kan volhard in die geloof.
Kyk vanmôre deur God se oë na die sekerhede wat hy vir jou onder jou voete gee, sodat jy aan niks begin twyfel in hierdie moeilike tyd nie. Terwyl jy moeg en moedeloos word, sien weer raak hoe God jou dra en deur sy krag bewaar. Hoe die Here by jou kom wag staan, as jy dalk moeg en moedeloos op die grond lê. Hoe hy jou optel, en hoe hy deur sy krag vir jou deur moeilike tye heen dra. Hy sal jou nie in die steek laat nie. En kyk anders na jou swaar kry tyd. Kyk deur God se oë en sien wat hy besig is om deur hierdie tyd met jou en jou geloof te doen. Dat hy die ware karakter van jou geloof na vore wil laat kom, sodat hy dit eendag kan prys, as jy voor jou Here gaan staan. Hou vas aan Christus. In hom en deur hom sal ons vreugde hê, nou tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ag Here, baie dankie vir hierdie perspektief. Lig ons oë oop deur u Gees en maak dit deur u Gees oop, dat ons hierdie perspektief kan raak sien, en dat ons daardeur kan moed skep, en kan volhard ook in die swaar kry tyd van ons lewe. Omdat ons weer opnuut die heerlike sekerheid onder ons voete het, dat ons u kinders is, en dat ons hierdie lewende hoop in Christus het, en dat niks dit ooit van ons kan wegneem. En dat ons in u krag kan staan, al val ons. En dat ons ook die heerlike einddoel van die swaar kry tyd en van die toets kan sien, as u die ware karakter van ons geloof ook toets in hierdie tye. Ag Here, hou u ons dan asseblief styf vas. Dra ons deur u krag. Here, kom staan by ons wag, sodat ons getroos kan wees en moed kan kry. Deur ons innige verbintenis, ons oorgegewe geloof in Jesus Christus ons Here. Sodat ons reeds nou ook so vervul met die Gees 'n heerlike en onuitspreeklike vreugde kan belewe, omdat ons hierdie dinge raak sien en ons hoop daarop vestig. Amen. Broeders en susters, ek herinner u ook weer aan ons liefdegawes, en daar sal dan nou ook op die skerm vir 'n paar oomblikke die bankbesonderhede van die diakonie verskyn, as ook die Zapper-kode wat u dalk sommer nou kan gebruik, om daar op die skerm die applikasie te gebruik, en ook u dankoffer te gee, soos wat die Here ook u in die hart oortuig om dit te doen. So, ons gee nou 'n paar oomblikke, sodat u na hierdie besonderhede kan kyk. Kom ons sing nou ten slotte saam die wonderlike belofte van die Here, wat in Romeine 8 vers 33 tot 39 vir ons gegee word. Juis vir gelowiges wat in moeilike tye is, kom hierdie pragtige belofte. Skrifberuiming 5:4, vers 1, 2, 5 en 6. Wie kan ons voor die regter daag? Gods uitverkore kind verklaag. Waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind regverdig noem? En dan ook vers 5 en 6, daarmee saam daardie wonderlike versekering, dat niks ons ooit in die hande van die Here sal ruk nie, dat ons ewig in die liefde van God sal bly. Kom ons sing dit hartlik saam, en daarna bid ons om die seën van die Here. Ons
Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Broers en susters, wat ons afkondigings aanbetref, is daar nie veel vanmôre nie. Soos ek aan die begin gesê het, ons sien uit ook na die woordverkondiging van Dominee Daan Bakker vanaand. Ons is bly dat hy ons ook help in die bediening. En dan onder meelewing, Tannie Marie Simon wat ernstig siek is. Ons bid vir haar, ons bid dat die Here haar ook sal bewaar. Ons dink ook aan Anja Kotse en Henk Vreke, en dan wil ek net byvoeg ook, dat Hester Lombard se ma het ewe skielik ook baie swak geword, siek geword en is in die versorgingseenheid van Burgersdorp se ouetehuis opgeneem. So ons bid ook vir hulle, dat daar ook beterskap kan kom. Baie geluk aan almal wat hierdie komende week verjaar. Mag die Here vir julle ryklik seën, en ons het Dinsdag 2 besondere verjaarsdae, Paul Du Plessis, wat 78 word, en oom Aap Eysel wat 91 word. Aan julle twee besonderlik baie geluk, en ons bid julle baie gesondheid en lewenskrag toe van die Here ook op die nuwe lewensjaar vir julle. Dit is dan al. Ons gaan nou die uitsending afsluit met 'n lied wat Lara Nodee vir ons gaan sing oor Christus in die hande van sy moeder Maria en oor die beloftes wat die Here gegee het ook al reeds toe hy baba was. Kom ons luister hierna en dan wens ek vir u 'n baie mooi Sondag toe. Totsiens. Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you